Hy was die skoolhoof toe hierdie skoolsaal gebou is. Hy en sy vrou, hulle het volksspele eintlik na Suid-Afrika toe gebring. Hulle was na Swede toe gewees en het die volksdanse daar gesien en het begin in die Boshof district. En hy het elke dag 3 myl met 'n fiets gery om al die kindertjies, want hulle was op daai stadium agter in kafees, slaghuise, huise, om hulle maar almal besoek en toe het hulle na die Eerste Wêreldoorlog was daar geld beskikbaar, toe het hulle die skoolsaal gebou. Okay, George William Stowe, hy was 'n geoloog gewees en hy het koppies gemaak, afskrifte gemaak van die Sun kuns wat hulle gemaak het en dit was in 1867. 'n Juffrou Lloyd, sy was die skoonsister van die pionier in Boesman, 'n geskiedenis en navorsing. En sy het 'n manuskrip aangekoop by van Stowe se tekeninge wat hy gemaak het. En toe het hulle dit by Stowe se weduwee in 1882 gekoop met die intensie om dit te publiseer. En toe Dorothea Bleek dit geërf by haar tante. En sy en Helen Tang, wat die skrywer was, hulle toe nou die boek gepubliseer. En Pierneef was toe nou op daai stadium was hy in die Staatsbiblioteek, is mos die State Library in Pretoria. En hy het baie belang gestel in hulle werk. In 1917 is Pierneef toe uitgenooi na 'n lesing op inheemse kuns. En hy het toe by die direkteur van publieke werke, Renan van Renan, gebly. Hy het ook belang gestel in dit en dit is hoe Pierneef sy eerste kommissie gekry het vir die saal. Hy het 60 pond gekry vir sy werk en 15 pond vir reis en verblyf. Jy kan sien daar al die kleure is maar basies dieselfde. Dit is 'n natuurlike pigment wat hy gebruik het met 4 basiese kleure. En hulle het 'n simboliese betekenis verloor deur verwesterning en omdat sandkuns mos horisontaal is, moes hy hierdie vertikaal verf en dit het vir hom baie moeilik gemaak. Hy moes 'n artistic license kry om dit te doen.